Goeiemôre aan een en elkeen vanoggend. Ek is so bly omdat hierdie ons laaste geleentheid sal wees wat ons so sal by mekaar hoef te kom. Van volgende week af is ons weer in die kerk saam. Maar dit is vanoggend Pinkstersondag en ons is so dankbaar dat die Here sy Heilige Gees aan ons gegee het, want sonder die Heilige Gees sou ons nie kon leef nie, sou ons nie hierdie tyd op aarde kon deurgaan nie. Maar ek wil vanoggend oor iets heeltemal anders te praat vanoggend. As ek 'n titel moet gee vir my boodskap, dan sal dit wees: Laat God jou bates en jou laste bepaal. Ek is nie 'n kenner op die gebied van finansies nie, maar ek het darem al gehoor van bates en laste. Bates is mos die goed wat vir jou goed is en laste is die dinge wat nou weer nie so goed is vir jou nie, waarvan jy moet ontslaa raak. En dis omtrent die som totaal van my kennis rondom finansies. Elkeen van ons het laste waarvan ons ontslaa moet raak. Laste soos skuldgevoel. Skuldgevoel lê jou hele geestelike lewe lam. Jy het nie die vrymoedigheid om te bid nie. Jy het nie vrymoedigheid om te bedien nie. Aan die ander kant het ons bates wat God in ons belê het, wat God in ons gesit het, waarvan ons nie eers altyd bewus is nie. En ons gaan vanoggend net so vir 'n oomblik stil staan en kyk na ons bates en ons laste. En hoe raak ek ontslaaf van my bates? Ek gaan vanoggend met ons deel uit Openbaring 2. Terwille van tyd gaan ek nie die hele gedeelte in Openbaring 2 lees nie, maar ek gaan wel enkele versgedeeltes uitlig. Baie mense lees nie die boek van Openbaring nie. Of as hulle die boek Openbaring bestudeer, dan doen hulle dit net terwille daarvan om uit te vind wat gaan in die eindtyd aan. Waar lê die kerk nou op die eindtyd se tydlyn? Maar ek gaan my nie vanoggend ophou met eindtyd eskatologie nie. Ons gaan net na sekere gemeentes se bates en laste kyk. Openbaring 2 vers 2 sê die Here vir die gemeente: Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, dat jy die slegte mense nie kan verdra nie, dat jy die op proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. So dit is die dinge wat die Here in hierdie gemeente raak sien, wat hy as bates beskou, as goeie punte, as hulle sterkpunte beskou. Die dinge, en hy begin by elke keer by hulle goeie punte. En sê hy, hierdie is die dinge wat julle doen, waarvan ek hou, waarmee ek tevrede is. En dan in die volgende vers 4 sê hy, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat. Met ander woorde, die laste wat hulle het, die negatiewe deel van hulle is nie meer so vurig en passievol vir die Here nie, hulle is nie meer vol van daai eerste liefde vir hom nie. En dan, in elke geval van hierdie, dan kom die Here en dan gee die Here ook 'n oplossing. Ons gaan so 'n bietjie later na die oplossing kyk. En dan in Openbaring 2 vers 12, dan skryf hy aan Pergamus en hy sê vir hulle, vers 13, ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is, en jy hou vas aan my naam, en het die geloof in my nie verloon nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue dienaar getuie was wat gedood is. So die Here sê vir hulle, weer eens, julle is goeie mense, julle hou vas aan my naam, julle verloon nie die geloof nie, julle bly vas staan. En dan net in die volgende gedeelte skryf in vers 14, maar ek het enkele dinge teen julle, dat jy daar mense het wat vashou in die leer van Biliam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te oreer. Dan die laaste waarna ons gaan kyk, dan sê die Here vir Thyatira, ekskuus, ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as wat die eerste. En dan vers 20, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te oreer en afgodsoffers te eet.
Soos wat ons nou hierso sien, is die Here kyk na elke gemeente en hy gee elke gemeente sy goeie punte en dan die dinge waarmee hy nie tevrede is nie. Die afgelope tyd het Pastor Nico baie gepraat oor leef in die teenwoordigheid van die Here, om in die skuilplek van die Here te leef en wat dit vir ons beteken. Maar as daar een ding is wat ek agtergekom het, is dat wanneer ek in die skuilplek van die Here leef, dan gebeur dieselfde met my, wanneer ek die Gees van die Here toelaat om my wese oop te maak, en ek sê, kom soos 'n lig in my, dan begin die Here om my goeie punte uit te lig. Baie keer is ons nie eens bewus van die goeie punte in ons lewe nie. Ons hardloop net deur die lewe en ons is partykeer so gefokus op die negatiewe dinge wat mense van ons sê, dat ons nie altyd weet, hoe sien God my? Wat dink God van my? Nou ek dink vanoggend byvoorbeeld aan Gideon. Gideon was 'n man wat baie bang was, hy het weggekruip. Hy het die opdrag van die Here in die nag uitgevoer. En tog sê die Here, as die Here hom groet, wees gegroet, dapper held. Selfde met Moses. Jy weet, ons kyk na Moses en as jy sy lewe kyk, dan sien jy hoe dat Moses so baie keer kwaad geword het en sy meer verloor het. En tog sê die Here vir hom, sê die Here van hom, hy is die mees sagmoedigste mens op aarde. Toe Miriam hulle teen hom praat. So dit sê vir ons dat God kyk anders na ons, as wat ons na onsself kyk. En ons moet hom toelaat om ons te evalueer, om na ons te kyk. Maar aan die ander kant is dit ook weer so, baie keer wil ons nie hê God moet dit doen nie, want ons het dinge in ons lewe wat ons dink ons kan vir hom wegsteek. Ons het dinge in ons binnekant wat ons voel, niemand moet daarvan weet nie. En as ons onderdruk dit so diep, ons wil nie eintlik eers hê die Here moet daarvan weet nie. Ons dink as ons so vol strys, ons kop in die sand steek, gaan hierdie dinge nooit uitkom nie. Maar die vyand kla ons in elk geval elke dag daaroor aan, maak nie saak hoeveel ons dit probeer wegstoot of onderdruk nie. Maar wanneer die oortuiging van die Heilige Gees oor jou kom en jou uitlig en vir jou wys, wat is jou foute, wat is jou probleme, dan is dit heeltemal anders, want dit bring vrede in jou. Jy weet, as die vyand jou aankla en hy kom op jou neer, dan het jy heeltyd hierdie swaar gevoel, hierdie mislukking gevoel, hierdie negatiewe gevoel in jou. Maar wanneer die Gees van die Here jou oortuig van dit wat verkeerd is en jou wys op dinge, dis dan wanneer daar verandering kom. Die hartseer wat dan kom, lei tot verandering, lei tot 'n verbetering wat kan kom. Psalm 139 is so 'n goeie voorbeeld hiervan, want Dawid bid, hy sê, deurgrond my o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Dawid in die voorafgedeeltes besef hy, hoe wonderlik hy gemaak is, en hoe groot die Here is, en hoe goed God hom gemaak het. Hy sê, ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. So Dawid besef sy waarde. Hy sit nie in minderwaardigheid, en armsaligheid, en ek is hierdie arme patetiese wurm nie. Hy besef hy het waarde. Maar in hierdie besef van sy waarde, besef hy ook, dat hy dinge in sy lewe het, wat nie reg is nie. En hierdie dinge kan hom lei op 'n pad van smart. So het elkeen van ons dinge, wanneer ek by God kom, en ek in sy teenwoordigheid kom, dan sê hy vir my, dit is hoe ek na jou kyk, dit is hoe ek jou sien. En wanneer ek toelaat, dat die Heilige Gees hierdie foute uitwys, dit wil my bring by die derde punt. Jy weet, ek het nou gesê, die Here het elke keer vir die gemeentes gesê, hierdie is julle goeie punte, hierdie is julle slegte punte. Maar dan was sy oplossing, het hy elke keer was dit dan gewees. Openbaring 2 vers 5 sê, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, bekeer jou en doen die eerste werke. Openbaring 2 vers 16 sê, bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met my mond. En dan vers 21 sê hy, ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer
en sy het haar nie bekeer nie. So met ander woorde, die Here sê vir ons het elkeen dinge in ons lewe wat nie reg is nie. Ons het elkeen dinge wat ons doen wat nie reg is nie. Maar die oplossing daarna toe is onmiddellik te gaan en te sê, Here, ek is jammer, vergewe my. Bekering beteken ek draai dan weg. Ek maak 'n ommekeer, 180 grade draai ommekeer. Ek kyk nou in 'n ander rigting. Ek doen dinge nou anderste as wat ek het gedoen het voor die tyd. Baie keer verwar ons bekering met wedergeboorte en ons dink bekering is net wanneer ek my hart en my lewe vir Jesus gee. En ons vergeet dat 'n bekering is 'n ding wat ons elke dag behoort te doen. Ons behoort elke dag voor die Here te kom en te sê, Here, wat is daar in my lewe wat U nie behaag nie? En berou te hê en om te draai, 'n lewe van bekering eintlik te leef. Die voordele wat dit vir my inhou, dit hou my gebalanseer. Ek raak nie minder waardig en voel nie, ek is niks werd in die koninkrykie, want God sê vir my, wat is my waarde? Waar pas ek in die koninkryk? Ongeag van mense se opinies oor my. En aan die ander kant maak dit my nie arrogant en hoogmoedig en dat ek dink, niemand kan niks vir my sê nie, want ek is 'n koningskind, ek is so belangrik nie. Dit maak my leerbaar. Dit maak dat ek ontvanklik is vir die insprake van God. Het sy dit deur die Gees is of deur ander mense is ook. Maar wanneer mense na my toe kom en sê, jy het dit verkeerd gedoen, dit is jou foute. En ek gaan voor my Vader en ek lê dit voor hom neer en hy sê vir my, ja, jy het verkeerd opgetree. Dan sit ek nie in 'n minderwaardigheid nie, maar ek kan gaan en ek kan aan dit werk en ek kan dit gaan regstel. So bekering hou my nederig, dit hou my sag, dit hou my in die teenwoordigheid van God. Dit gee vir my vrymoedigheid om na my Vader te gaan enige tyd. Dit gee vir my vrymoedigheid om te bid. Dit gee vir my vrymoedigheid om mense te bedien. Dit gee vir my vrymoedigheid om met mense te kan praat. So ek wil vanoggend weer eens sê, laat die gebed van ons hart, die smeking van ons hart, dieselfde wees as die van Dawid, wat sê, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes, kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Kom ons bid saam. Vader, ek bid vanmôre, dat U ons sal leer, om in U waardesystelsel in te gaan, om volgens U waardes te leef, dat ons volgens dit wat U sê, is goed en mooi en reg van ons, maar ook dat ons sal erkenning gee aan dit wat nie reg is in ons lewe nie, dat ons dit voor U sal bring, en dat ons sal bekeer daarvan. Heilige Gees, ek is so dankbaar dat U gekom het, en dat U die een is wat ons oortuig van sondes en ongeregtighede en van geregtigheid, dat U die een is wat die volmaakte balans in ons lewens bring. Ek bid vir elke persoon wat vanoggend na my luister, dat ons die vrymoedigheid sal hê, om soos Dawid te kan sê, deurgrond my, o God, dat U ons harte sal ken, en dat U ons sal lei op 'n weg waar daar nie smart sal wees nie. In Jesus naam, amen.